Hartlike goeienaand, liewe vriende in ons Here Jesus Christus. Baie welkom by ons tweede biduur vir ons Paasfeesreeks van 2026. Mag vanaand se boodskap vir jou tot baie groot seën wees en baie dankie dat jy vanaand hier by ons is. En my bede is dat die Heilige Gees ons harte sal open vir sy woord, in die besonder in hierdie Paasfeestyd, dat ons in die geloof versterk kan word. Nou ons gaan vanaand stil staan by Matteus hoofstuk 21 en ons gaan lees vers 12 tot en met vers 17. Nou gisteraand het ons gesien hoe Jesus op die rug van 'n donkie Jerusalem ingery het en hoe mense uitgeroep het, Hosanna vir die seun van Dawid, maar nie regtig geweet het wie hy was nie. En nou volg die volgende gedeelte en dit in opvolg na daardie intog van Jerusalem. Kom ons lees Matteus 21, jy is welkom om saam met my in die woord van die Here te lees, ook in jou eie Bybel, en ons lees vanaf vers 12. En Jesus het na die tempel van God ingegaan, en almal wat in die tempel verkoop en koop, uitgejaag, en die tafels van die geldwisselaars en die stoele van die duiweverkopers omgegooi. En hy sê vir hulle, daar is geskrywe, my huis moet 'n huis van gebed genoem word, maar julle het dit 'n rowerspilonk gemaak. En daar het blindes en krepeles na hom gekom in die tempel, en hy het hulle gesond gemaak. En toe die owerpriesters en die skrifgeleerdes die wonderwerke sien wat hy gedoen het, en die kinders wat in die tempel uitroep en sê, Hosanna vir die seun van Dawid, was hulle verontwaardig en sê vir hom, hoor u wat hulle daar sê? En Jesus antwoord hulle, ja, het julle nooit gelees, uit die mond van kinders en suigelinge het u vir u lof berei nie? En hy het hulle verlaat en uit die stad uitgegaan na Betanië en daar vernag. Liewe vriende, hierdie is merkwaardige gebeure wat plaasvind binne in die tempel nadat Jesus klaar die Jerusalem ingery het op die rug van 'n donkie. En wat doen Jesus toe hy die intog in Jerusalem klaar gehad het? Hy gaan reguit na die tempel toe. Hy gaan nie na 'n paleis toe nie. Hy het nie gekom om te heers nie. Hy wil nie aardse mag hê nie. Hy wil nie aardse koning wees nie. Hy gaan reguit na die tempel toe. En dit wys vir ons, God is eerste geïnteresseer in aanbidding en nie in politieke mag nie. En dit is 'n baie duidelike punt wat ek en jy moet raak sien uit ons teks ook van vanaand. Wanneer Jesus die tempel sien, toe hy daar aankom en ingaan in die tempel in, was hy baie verontwaardig. En hy haal Jesaja en Jeremia aan. My huis sal 'n huis van gebed wees, maar julle het dit 'n rowerspilonk gemaak. Die probleem wat Jesus gehad het met die tempel op daardie stadium, was dat mense begin handel dryf het binne in die tempel. Dis die koop en verkoop van allerlei offers, want hulle het geweet baie mense kom tempel toe om offers aan die Here te bring. En hulle tot binne in die tempel hierdie offers verkoop. Maar ons weet dat hierdie handeldryf binne in die tempel boonop ook mense uitgebuit het ter wille van hulle self of ter wille van persoonlike gewin. Maar Jesus kom en hy kom stel dinge reg. Hy gooi die tafels om en dit kan dalk vir ons baie dramaties klink en inderdaad is dit so. Die mense was verontwaardig en ek glo dat sommige seker ook baie kwaad was oor dit wat Jesus gedoen het. Maar hy kom stel die saak reg. Die Here se huis moet 'n huis van gebed wees. Dit moet oor God gaan in die tempel. Dit gaan nie oor handel dryf en oor geld maak vir mense nie. Dit moet oor aanbidding gaan van die lewende ware God. Hierdie mense se fokus was heeltemal verkeerd en Jesus kom stel dit reg. Nou die Nuwe Testament leer ook vir ons, liewe vriende, dat ons as Christene die tempel van God is.
Paulus skryf in 1 Korintiërs, weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel van die Heilige Gees is? En dit beteken dat Jesus nie net na geboue toe kom nie. God hoef nie net binne in kerkgeboue aanbid te word nie. Maar Jesus kom ook na ons harte toe. Hy woon in ons. Hy werk in ons. Hy is ons Here, ons God en ons koning. Ons is sy tempels en hy woon deur sy Gees ook in ons lewens. Hy kom nog steeds ook die tafels omkeer hier binne in ons lewens. Die tafels van kompromie en die tafels van ongehoorsaamheid en eiewilligheid en die tafels van selfgesentreerdheid. Ja, hoe dikwels sien 'n mens dit nie ook in mense se lewens nie. Maar ons moet ook oplet, liewe vriende, in ons teks dat nadat Jesus die tempel gereinig het, hy ook mense genees het, lees ons in vers 14. So sy reiniging was nie bloot net veroordelend nie, maar dit het ook herstel vir mense se lewens teweeggebring. Nou Psalm 24 vra, wie mag op die berg van die Here klim? En dan gee die psalmskrywer vir ons die antwoord, die met rein hande en met 'n suiwer hart. Nou in Paasfeestyd moet ek en jy ook ons lewe gaan ondersoek. Het ek rein hande en 'n suiwer hart? En as ek nie het nie, is dit juis nou die tyd om myself voor God te gaan verootmoedig en om vergifnis te vra en om te besef wie Jesus Christus werklik is. Hy is die lig vir die wêreld. Hy is die verlosser van die mensdom. Hy bring redding en hy wil ons weer in die regte verhouding met God kom stel. Ja, soms gaan hy ook die tafels van jou lewe onderste bo gooi om jou weer die regte fokus en perspektief te gee. Moenie dit weerstaan nie, maar aanvaar die woord van God. Maak jou lewe reg. Kom tot inkeer. En in Paasfeestyd is dit juis wat ek en jy ook moet doen. Mag die Here hierdie boodskap vanaand in ons harte kom bevestig en mag die Heilige Gees ons so lei dat ons lewens in hierdie Paasfeestyd hom sal verheerlik en dat ons fokus reg sal wees, naamlik op Jesus. Môre aand gaan ons verder met ons reeks en mag die Here ook vanaand se boodskap in jou lewe bekragtig. Kom ons bid saam. Baie dankie Hemelse Vader dat ons hierdie wonderlike boodskap vanaand in Paasfeestyd ook kon ontvang uit u hart uit. Dankie dat Jesus Christus ons in die regte perspektief wil kom instel en ons fokus weer op die regte plek laat wees. Help ons Here om in hierdie Paasfeestyd ons lewens in oënskou te neem en verkeerde dinge reg te stel. Dankie vir Jesus wat ons volmaakte voorbeeld is. Ons eer u vir die groot offerdaad wat hy vir ons gedoen het aan die kruis. En dat ons as u kinders waarlik tempels kan wees van die lewende God, vrygekoop deur die bloed van Jesus en geheilig deur sy woord en gees. Bevestig u woord vanaand in ons harte, Here, en laat ons lewens u elke dag verheerlik. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Vriende, baie dankie dat u ingeskakel het vanaand. As die Here wil, sien ons mekaar weer môre aand. Vrede vir jou.